Vandag se les is ons nog met funksies besig, maar vandag se lesie gaan ons nou 'n samevatting doen van al die funksies wat ons nou al gedoen het. Met ander woorde, ons gaan nou 'n gemengde oefening doen en kyk hoe julle hierdie vrae gewoonlik in die eksamen gaan kry. Want dit gaan nou kombinasies wees van jou reguit lyn, jou parabool, jou hiperbool, jou eksponensiële grafiek. En dan moet jy al die vragies rondom dit antwoord. So kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. So as ons kyk na ons eerste voorbeeld, sê ons eerste voorbeeldjie vir ons, op die skets is die draaipunt van die parabool by C. P, die punt -1 en -3, met ander woorde hier is my P-punt, daai is die punt -1 en -3, is 'n punt op die hiperbool. Die vergelyking van die parabool word gegee deur y is gelyk aan -x² plus 4. Nou kom ons by ons volgende vragies wat hulle rondom hierdie skets vir ons gaan vra. En die eerste vraag wat hulle vir ons vra is bepaal die vergelyking van die hiperbool. So ek gaan elke vraagie wat hulle volgens hierdie skets vra, met jou nou behandel stukkie vir stukkie. Bepaal die vergelyking van die hiperbool. Goed, nou kan julle onthou hoe lyk die vergelyking van 'n hiperbool? Met ander woorde, y is gelyk aan k op x, né? Dit was ons vergelyking van ons hiperbool. Goed, so wat weet ons? Ons weet die punt P is 'n punt op hierdie hiperbool. Met ander woorde, my koördinaatpaar P -1 -3 lê op daai hiperbool. Met ander woorde, ons gaan -1 en -3 instel. So my y-waarde is -3, my x-waarde is -1. So ons stel -1 en -3 in. Goed. So dit is ons eerste stappie wat ons daar doen. Nou wil ons vir k oplos, met ander woorde, ons gaan maal met -1 aan albei kante en ek gaan kry dat k gelyk is aan 3. Goed, ek kan met ander woorde daarom sê dat die vergelyking van my hiperbool y gelyk is aan 3 op x. Maar nou moet julle mooi oplet, want ons kan gesien het nou dat my k is positief, né? So dit beteken hy moet in my eerste en in my derde kwadrant lê. En hierdie skets wat ek het, is net in die derde kwadrant. So ek moet daarby saam sê dat x moet kleiner wees as 0, want my skets is slegs in die derde kwadrant. En in die derde kwadrant is my x-waardetjies mos nou kleiner as 0. Goed, so dit was dan die eerste vraagie rondom hierdie tipe grafiekie. My tweede tipe vraagie wat ek nou kry, is bepaal die koördinate van die volgende punte. Nou koördinate beteken ek moet die x en die y paar kry, né? So die eerste punt wat ons moet kry is R. En R sê hulle vir ons is simmetries met P om die lyn y gelyk aan x. Met ander woorde, as R simmetries is met P om die lyn y gelyk aan x,
dan beteken dit by R moet my X-waarde moet my Y-waarde word en my Y-waarde moet my X-waarde word. So, as P die punt -1 -3 is, dan gaan ek kan sê, R moet met ander woorde wees die punt -3 en -1. Bepaal die koördinate van die punt C, vra hulle nou vir my. Nou wat is C? C is die draaipunt van my parabool. Jou draaipunt van jou parabool is dieselfde as jou y-as afsnit. En vir my y-as afsnit maak ek mos my x-waarde gelyk aan 0. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 4. So C is die koördinate 0 en 4. 1.2.3 vra hulle nou vir my, ek moet die koördinate bepaal van A en B. Nou wat is A en B? As ek die koördinate moet bepaal van A en B, dan sien ek dit is die x-afsnitte van die parabool. Nou hoe bepaal ek nou weer die x-afsnitte van die parabool? Dis reg, ons stel vir y gelyk aan 0. Met ander woorde, ons kry minus x kwadraat plus 4 is gelyk aan 0. So ek kry minus x kwadraat is gelyk aan min 4. As ek deel deur die minus, dan kry ek my x kwadraat is gelyk aan 4. Om my xie te kry, gaan ek die vierkantswortel kry. Onthou, en wat ek links doen, moet ek regs doen, en dit gaan plus of min wees. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan plus of min 2. Die ander manier wat jy dit ook kan doen, is om te sê minus x kwadraat plus 4 is gelyk aan 0. Ek deel met minus 1, so ek kry x kwadraat minus 4 is gelyk aan 0, wat dan vir my verskil van vierkante gee, wat ek kan faktoriseer. 1 hakie plus, 1 hakie minus, ek het x plus 2, x minus 2, met ander woorde, uit dit uitkry ek dat x plus 2 gelyk is aan 0, of x minus 2 gelyk is aan 0, met ander woorde, ek kry x is gelyk aan min 2, of x is gelyk aan 2. Ons kan met ander woorde sien, by A gaan my x-koördinaat min 2 wees, en by B gaan my x-koördinaat 2 wees. A is met ander woorde min 2 en 0, en B is die punt 2 en 0. As ek nou hier kyk, gaan ek 1.3 hier doen, dat ons nog die sketsie byderhand kan hou. 1.3 vra vir ons bepaal die vergelyking van die lyn CB. So as ons kyk na ons lyn CB, dan weet ons mos nou C is ons koördinaat 0 en 4. Met ander woorde, hierdie y-koördinaat daar is 4. Goed, so as ons kyk na ons vergelyking van ons lyn CB, weet ons vergelyking word gegee deur y is gelyk aan mx plus c.
C is nou weer, as julle mooi onthou, C is my Y as afsnit. Met ander woorde, ek kan eintlik al hier sê, Y is gelyk aan mx plus 4. Nou sien ek, my reguit lyn gaan deur die punt 0 en 4 en 2 en 0. So enige een van daai twee punte kan ek instel. So ek gaan stel sommer die punt 2 en 0 in, om my m op te los. Goed, so om my m op te los, gaan ek kry 0 is gelyk aan m maal 2 plus 4. So dit gee vir my 0 is gelyk aan 2m plus 4. Ek wil my m alleen hê, so ek gaan hom oorvat. Dan kry ek minus 2m is gelyk aan 4. Ek moet my m alleen kry, so ek gaan deel deur minus 2, deel deur minus 2, want wat ek links doen, moet ek regs doen, met ander woorde, m is gelyk aan min 2. Ek kan daarom sê dat my lyn CB word gegee deur Y is gelyk aan minus 2x plus 4. Of die ander metode wat ons ook kan gebruik, ons weet ons gradiënt is ons verandering in Y op ons verandering in X. Dit is Y2 minus Y1 op X2 minus X1. Goed. Hy gaan mos nou deur die punte 0 en 4 en deur die punt wat C is en my punt B wat die punt 2 en 0 is. Met ander woorde, ons kan sê my gradiënt is 4 minus 0, verandering in Y op verandering in X op 0 minus 2, dit gee vir my 4 op minus 2 en dit is minus 2. So ek weet Y is gelyk aan minus 2x plus C. My C'kie sien ek is 4, met ander woorde ek sê Y is gelyk aan minus 2x plus 4. Ek het net ons sketsie gou weer oorgeteken, dat ons net weer mooi kan sien hier, waar ons kan werk. Nou die volgende vraagie by 1.4, vra hulle vir ons, bepaal die lengte van. Nou die eerste enetjie waarvan hulle vir ons vra om die lengte te bepaal is OS. Goed, so as ek nou kyk, waar lê my OS? So hier is my OS, ek moet daai lengte bepaal. Nou as ek mooi gaan kyk, dan kan ek weet OS is nou die punt wat op my hiperbool lê, waar X en Y gelyk is aan mekaar. Wat is ons hiperboolse vergelyking nou weer? Ons hiperboolse vergelyking was, kom ons kyk net gou, Y is gelyk aan 3 op X. Goed, met ander woorde, S is nou die punt waar X gelyk is aan Y. So, as ek my X-koördinaat en my Y-koördinaat daar kan bepaal, dan kan ek die lengte van OS bepaal. Nou kom ons kyk, ons S-koördinaat het ons nou gesê by ons punt S is my X gelyk aan Y of my Y gelyk aan X. Met ander woorde, ek kan in X se plek 'n Y skryf of in Y se plek 'n X. So ek het X is gelyk aan 3 op X. As ek nou my X'ie wil oplos, dan gaan ek hê X kwadraat is gelyk aan 3. Met ander woorde, ek gaan sien, in hierdie geval wil ek nou weer die vierkantswortel kry.
En in hierdie geval gaan x 'n negatief vierkantswortel wees, want my x is in my derde kwadrant is minus die vierkantswortel van 3. Met ander woorde, dit beteken y is ook my punt minus vierkantswortel 3. So as ek nou die lengte van OS moet bepaal, kan ek nou sien ek gaan dit met Pythagoras kan doen, né? Kom ons kyk gou-gou, hoe kan ons dit met Pythagoras doen? As ek nou hierso 'n 90 grade driehoekie inteken, dan kan ek mos nou sien dat ek 2 reghoeksye het. Kom ons maak daai punt die punt I. Nou kan ek sê, OS se kwadraat, kan julle sien, OS is my skynsy. OS se kwadraat moet gelyk wees aan my som van my 2 reghoeksye. OI se kwadraat plus IS se kwadraat. Goed, met ander woorde, ek het nou gesê, daai puntjie S is die punt minus wortel 3, minus wortel 3. Goed, so ek kan nou sê, hierdie lengte is wortel 3 van OI, my lengte is wortel 3 van OI, so ek het nou wortel 3 se kwadraat plus wortel 3 se kwadraat, want onthou, lengte is altyd 'n positiewe maat, né? Met ander woorde, ons kry OS se kwadraat is dan gelyk aan 3 plus 3, so OS se kwadraat is 6, met ander woorde, OS is die vierkantswortel van 6. Goed, by 1.4.2 vra hulle vir my die lengte van ST. Nou, ek het eintlik ST nodig gehad om OS al uit te werk, né? So, ST se lengte kan ek met ander woorde sê, die lengte is die positiewe waarde van daai minus wortel 3, want my x-koördinaat is minus wortel 3, maar my lengte is met ander woorde wortel 3 eenhede. By 1.4.3 vra hulle nou vir my, ek moet die lengte van AB bepaal. Die lengte van AB. Ons het mos gesien, A is die koördinaat minus 2 en 0, en B is die koördinaat 2 en 0. So ons kan sien, ons afstand tussen A en B is AB is 4 eenhede lank. Onthou, die sommetjie gaan nou ook nou wees, of jy kan nou sê, as jy jou sommetjie doen, is jou sommetjie AB is gelyk aan my maksimum minus my minimum. En dit gee vir my 2 minus minus 2, wat gelyk is aan 2 plus 2, wat gelyk is aan 4 eenhede. Goed, die laaste vraagie wat hulle vir ons vra, is wat is die waardeversameling van die parabool? Goed, nou hoe lyk my parabool se vergelyking nou weer? Y is gelyk aan minus x kwadraat plus 4. So as ons gaan kyk na ons sketsie, dan kan ons sien ons waardeversameling
is met ander woorde al die y-waardes wat van die 4 draaipunt af is, omdat dit 'n negatiewe parabool is dit al die y-waardes wat ondertoe is. Met ander woorde, my waardeversameling gaan wees, y is kleiner of gelyk aan 4, y 'n element van reële getalle. Goed, dis dan nou al die vragies rondom ons eerste voorbeeld. Kom ons doen nog 'n tweede voorbeeldjie. So ons tweede voorbeeldjie gee hulle vir ons die sketse en hulle sê vir ons in die figuur is P die punt 4 en 3. Q, R en S is simmetries om y gelyk aan x en y gelyk aan minus x. Met ander woorde, dit beteken as ek nou die lyn y gelyk aan x gaan teken, hier deur my oorsprong, dan gaan ek sien my lyn y gelyk aan x, is die lyn wat hier deurloop. Y gelyk aan x, en ek gaan sien dat my y gelyk aan minus x, is die lyntjie wat hierdeur gaan loop. Onthou, hy gaan ook deur die oorsprong, né? So dit beteken as hy nou simmetries is, kom ons teken hom net gou klaar. Dit beteken as hy nou simmetries is, om die lyn y gelyk aan x en y gelyk aan minus x, kan ons dit nou gebruik om die ander punte te bepaal. En die eerste vraagie wat hulle nou vir ons gaan vra, is dan bepaal die koördinate van Q en R. Goed, so as ons kyk na Q, dan kan ons nou sien dat Q is simmetries om die lyn y gelyk aan x van P. Met ander woorde, ek kan sê Q gaan met ander woorde die punt 3 en 4 wees, want onthou, my x word my y en my y word my x. Ok? Nou, as ons gaan kyk na die volgende enetjie, dan gaan ons koördinaat van R moet bepaal. Goed, so, as ons gaan kyk na R sien ons nou weer, gaan simmetries wees van Q om die lyn y gelyk aan minus x. So, as ek gaan kyk na R, so R is die simmetriepunt van Q om die lyn y gelyk aan minus x. Met ander woorde, y moet gelyk wees aan minus x en x moet gelyk wees aan minus y. So ek kan daarom sê R is die punt minus 4 en minus 3. Goed, so as ek nou R se koördinate het, gaan dit my nou baie help in die volgende paar somme wat hulle vir ons ook gaan vra. Goed, nou sê hulle vir my by die volgende sommetjie, 2.2 vra hulle vir my, die volgende vraag vra hulle vir my, bepaal die vergelykings van. En die eerste enetjie wat hulle vra is die hiperbool G. Goed, nou hierdie is weer net 'n standaard hiperbool wat julle sien wat nêrens heen geskuif het nie, want hy het geen asymptote nie. So Gx gaan gelyk wees aan K op X. Nou, hoe gaan ons die vergelyking van my hiperbool bepaal? P is die punt 4 en 3 wat op my hiperbool lê. So ek gaan stel 4 en 3 in. Met ander woorde, 3 is gelyk aan K op 4. Ek wil K hê, met ander woorde, ek gaan maal met 4 om K alleen te kry wat ek regs doen, moet ek links doen.
Met ander woorde, ek kan sê K is gelyk aan 12. Met ander woorde, my vergelyking van Gx is gelyk aan 12 op X. Goed, die volgende enetjie vra hulle vir my, bepaal die vergelyking van die parabool F. Goed, so hoe lyk my standaard vorm van my parabool? Ek het fx is gelyk aan ax kwadraat plus c of plus q. Nou onthou, ons q of ons c is altyd ons y-as afsnit en ons sien hier dat ons y-as afsnit is 5. Met ander woorde, ek kan weet fx is gelyk aan ax kwadraat plus 5. Maar nou moet ons nog die waarde van a bepaal en a is ons onbekende. So die enigste manier wat ons dit nou kan doen, is om 'n punt in te stel. Goed, so, as ons kyk na ons vergelyking, is watter punt gaan ons nou instel? Ons gaan die punt R instel, ja. R is die punt -4 en -3. En hy lê mos nou op hierdie parabool van my. Met ander woorde, ek het my y-waarde. My y-waarde kan ek in my y se plekkie instel en my x-waarde kan ek in x se plek instel om dan vir a op te los. So ek gaan hê -3 is gelyk aan a maal -4 se kwadraat plus 5. Goed, so ek kry nou -3 is gelyk aan 16a plus 5. Onthou ek wil vir a alleen hê, met ander woorde ek gaan die 5 oorvat, so ek kry -3 minus 5 is gelyk aan 16a. -8 is gelyk aan 16a, ek wil vir a alleen hê, so ek gaan deel deur 16, want wat ek regs doen, moet ek links doen, so ek kan met ander woorde sê, a is gelyk aan -1/2. Fx se vergelyking is met ander woorde -1/2 x kwadraat plus 5. En ek kan sien ek is reg, want in die eerste plek is fx sad lad met 'n negatiewe parabool. Goed, dan nou weer hier by die volgende vraagie. Vra hulle vir my, ek moet die koördinate van A bepaal. Okay? So as ek kyk waar is A, dan is A die x-afsnit, een van die x-afsnitte van my parabool. So as ons nou vra om die koördinate van A te bepaal, dan beteken dit is die x-afsnit van my parabool. Nou as ek my x-afsnit van my parabool bepaal, gaan ek met ander woorde wat doen? Dis reg, ek stel vir y gelyk aan 0. Met ander woorde, ek kry -1/2 x kwadraat plus 5 is gelyk aan 0. Goed, so wat ek nou sommer in hierdie geval gaan doen, ek gaan nou sê ek gaan kyk met my KGV is -2, so ek maal met my KGV regdeur, dan kry ek x kwadraat minus 10 is gelyk aan 0. Nou het ek verskil van vierkante,
So 1 hakie plus, 1 hakie minus, ek het x plus wortel 10 en x minus wortel 10. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan minus wortel 10 of x is gelyk aan wortel 10. Die ander metode wat ek natuurlik kan gebruik, is as ek het minus 'n half x kwadraat plus 5 is gelyk aan 0, kan ek my plus 5 oorvat om my x alleen te kry, so ek het minus 'n half x kwadraat is gelyk aan minus 5. Dan gaan ek maal met minus 2 aan die linkerkant, maal met minus 2 aan die regterkant, en dit gee vir my x kwadraat is gelyk aan 10, en om hom nou dan te kry, dis die kruikie vierkantswortel plus of min. Met ander woorde, x is plus of min die vierkantswortel van 10. Maar as ek nou kyk by a, wat gaan die waarde by a wees? A is my negatiewe waarde. Met ander woorde, x is gelyk aan minus wortel 10, so my koördinaatpaar is minus wortel 10 en 0. Punt 2.4 vra nou vir my, gee die definisieversameling van G. Nou, as ons kyk na die definisieversameling van G, definisieversameling gaan oor my x-waardes. Met ander woorde, dis my gewone hiperbooltjie, so my definisieversameling van G is x mag nie gelyk wees aan 0 nie, x 'n element van reële getalle. Punt 2.5 vra hulle vir my, gee die waardeversameling van F. Nou waardeversameling is my y-waardes. Met ander woorde, as ek gaan kyk na my waardeversameling, dan is dit nou al die waardes kleiner as my draaipunt. So al die y-waardes kleiner as 5 met ander woorde. Y is kleiner of gelyk aan 5, y 'n element van reële getalle. So die vraagie vra nou vir ons moet op dieselfde asstelsel die volgende sketse teken. Fx gelyk aan minus x kwadraat plus 4 is my parabool. Gx gelyk aan 2x plus 4 is 'n reguit lyn en hx is gelyk aan 4 op x, waar x groter is as 0. Met ander woorde, hulle spesifiseer, hy moet net in die positiewe x-kant wees. Goed, so kom ons begin met ons fx. As julle nou reg onthou, het ons gekyk na ons vorm. Ons vorm gaan wees, hy is 'n sad lad, want my vorm sien ek a is kleiner as 0, met ander woorde, hy gaan 'n sad lad wees. As ek my x-afsnitte uitwerk, dan stel ek vir y gelyk aan 0. Dan gaan ek nou kry minus x kwadraat plus 4 is gelyk aan 0. So ek kry verder met ander woorde, minus x kwadraat is gelyk aan minus 4. X kwadraat is gelyk aan 4. Met ander woorde, x is gelyk aan plus of min 2. As ek my y-afsnitte uitwerk, stel ek mos nou vir x gelyk aan 0, en dan kan ek mos nou daarom sien dat y gelyk is aan
4. Goed, so kom ons teken so lank vir fx. Hulle sê vir ons moet dit op dieselfde as-stelsel teken. So as ons vir fx het ek my x-asie en my y-as en ek het my oorsprong. Goed, so ek sien my y-as afsnit is 4. My x-as afsnitte het ek nou gesien is plus 2 en min 2. So as ek my parabool teken, dan sien ek my parabool gaan so lyk. Goed, dan die volgende een wat hulle vir my vra is my reguit lyn. Ok, so kom ons kyk. Gx is gelyk aan 2x plus 4. As ek nou sy x-as afsnit moet bepaal, dan stel ek vir y gelyk aan 0. Met ander woorde, ek gaan hê 2x plus 4 is gelyk aan 0. Ek wil x alleen hê, met ander woorde 2x is gelyk aan min 4. Met ander woorde, x is gelyk aan min 2. As ek my y as afsnit uitwerk, dan stel ek vir x gelyk aan 0. Met ander woorde, y is gelyk aan 4. Ek het 'n positiewe reguit lyn, met ander woorde, ek kan duidelik sien hy moet 'n stygende funksie wees, né? Want my gradiënt is positief. So hierdie is G. Net onthou, jy moet altyd onthou om jou sketse te benoem, hoor. So ons moet onthou dat die parabool is F. My reguit lyn is G. Wat was H? H is my hiperbool. En Hx sê vir my is 4 op x en hy sê vir my x is net groter as 0. So as ek nou kyk na sy vorm, dan gaan ek sien, as ek nou kyk na sy vorm, gaan ek sien A is groter as 0. Met ander woorde, dit beteken hy moet in my eerste en in my derde kwadrant lê. Maar omdat x groter is as 0, beteken dit hy gaan net in my eerste kwadrant lê. So as ek Hx kan teken, Hx kan teken, met ander woorde, ons kan nou enige punt hier instel. Ek kan byvoorbeeld H2 nou uitwerk, met ander woorde, as x 2 is dit 4 op 2 wat dan gelyk is aan 2. Met ander woorde, die puntjie 2 en 2 is 'n punt van H. As ek nou byvoorbeeld H as 1x1 is uitwerk, is dit 4 op 1 en dit gee vir my 4. Met ander woorde, 2 punte wat ek het is die koördinaatpaar 2 en 2 en die koördinaatpaar 1 en 4. Dan kan ek nou maar op my skets dit inteken, 1 en 4. Goed, so daar is my skets nou van my 3 funksies. Goed, nou sê hulle vir my, bepaal met behulp van die grafieke die volgende.
f van 3. Met ander woorde, f lê op my parabool. F van 3 beteken dit is my fx waar x gelyk is aan 3. Met ander woorde, ek gaan in x se plek 'n 3 stel. En dit gee vir my minus 9 plus 4 en dit gee vir my minus 5. 3.2 vra hulle vir my g van minus 3. Nou g van minus 3 is my reguit lyn. Met ander woorde, ek moet minus 3 in x se plek instel in my reguit lyn se verhouding. So dit gee vir my minus 6 plus 4, met ander woorde g van minus 3 is minus 2. By 3.3 vra hulle vir my die punte waar f en g sny. Nou die punte waar f en g sny, as ons kyk, f is my parabool en g is my reguit lyn. So die punte waar f en g sny, is duidelik waar hulle gelyk is aan mekaar, né? Met ander woorde, die punte waar x en g sny, kan ek sê is die punt minus 2 en 0 en die punt 0 en 4. 3.4 vra hulle vir my x as fx gelyk is aan 3. Met ander woorde, dit beteken my y-waarde is 3, so my y-waarde moet gelyk wees aan 3, moet gelyk wees aan minus x kwadraat plus 4. So, as ek nou gaan kyk, kry ek, met ander woorde, ek wil my x kwadraat alleen hê, so ek gaan my 4 oorvat, dan kry ek nou 3 minus 4 is gelyk aan minus x kwadraat, minus 1 is minus x kwadraat, daarom is x kwadraat gelyk aan 1, so dit wil vir my sê x is gelyk aan plus of min 1. Onthou by jou parabool gaan 2 x-waardes dieselfde y-waarde hê, omdat hy symmetries is om my y-as, met ander woorde my lyn x gelyk aan 0. .5 vra hulle vir my x as gx gelyk is aan 1. Nou gx is weer my reguit lyn. Met ander woorde, dit beteken 1 moet gelyk wees aan 2x plus 4. Ek wil my xie alleen hê, met ander woorde, ek vat my 4 oor. 1 minus 4 is gelyk aan 2x, met ander woorde, minus 3 is gelyk aan 2x. Ek wil my x alleen hê, so ek gaan deel deur 2, wat ek regs doen, moet ek links doen. Met ander woorde, x is gelyk aan minus 3 op 2. Minus 3 op 2 kan jy ook skryf as minus 1 en 'n half. .6 vra hulle nou vir my, bepaal x as fx gelyk is aan gx. Nou dit het ons eintlik nou al klaar gesien, want waar is fx gelyk aan gx? Waar x gelyk is aan min 2 of waar x gelyk is aan 0. Want onthou nou, by my y as afsnit is my x-waarde 0. So vir x gelyk aan min 2 en x gelyk aan 0
is hulle twee gelyk aan mekaar. Hulle vra nou vir my by 3.7, x as fx groter is as 0. Goed, met ander woorde, x as fx groter is as 0, dis my parabool. Met ander woorde, waar is fx groter as 0? Soos ons kyk, is dit hierdie hele stukkie waar hy positief is, nie? Met ander woorde, dis vir hierdie x-waardes van daar tot daar. So my x lê tussen hulle twee. Goed, so ek gaan daar kan sê, met ander woorde, x is tussen min 2 en 2. X 'n element van reële getalle. Vra hulle vir my nou, x as fx kleiner is as gx. Met ander woorde, die y-waardes van fx moet minder wees as die y-waardes van gx. Goed, so as ons kyk na dit, dan kan ons nou mooi sien van hierdie punt min 2 af, is hierdie y-waardes van g groter as, en van daar af, met ander woorde vir hierdie x-waardes die kant toe, en vir daai x-waardes daai kant toe. Want daar is hulle gelyk, dan vat g se waarde weer vir f se y-waarde verby. Goed, met ander woorde, dis al die plekke waar gx bo fx lê. So as ek nou gaan kyk na dit, dan gaan ek weer mooi sien, met ander woorde, daar's 'n spasie tussen hulle twee, so daar moet 'n of inkom. En my antwoord gaan dus wees x kleiner as min 2 of x groter as 0. Ons doen nog een groot voorbeeld saam en dan kan julle daarna julle huiswerk doen. Kom ons kyk net na die volgende voorbeeld. Goed, so kom ons kyk na ons laaste lywige voorbeeldjie. OK, in die skets word die grafieke van fx gelyk aan x kwadraat minus 9, gx gelyk aan ax kwadraat plus q, het hx gelyk aan minus 3x plus 9 getoon. OK, so fx is my ligbloue, gx is my donkerbloue en my hx is my reguit lyn. Nou sê hulle vir my by nommer 1 bepaal die lengte van AL. OK, so as ons kyk na ons lengte van AL, dan gaan dit beteken ons moet hierdie lengte bepaal van A tot by L. Die lengte is altyd positief. Goed, wat weet ons van L se y-koördinaat? L se y-koördinaat is my y as afsnit van my reguit lyn. Met ander woorde, ons weet my L se koördinate is die punt 0 en 9. So as ek nou die lengte van AL bereken, is dit my maksimumwaarde minus my minimumwaarde. So dit gaan vir my 9 gee. Kom ons skryf hier neer. Met ander woorde, die lengte van AL. By B vra hulle vir my die lengte van BC. Nou wat is BC? BC is my x as afsnitte van albei my parabool. Die parabool waarvan ek die vergelyking bekend het is x kwadraat minus 9. Met ander woorde,
Ek gaan vir B en C kan ek die koördinate uitwerk, kan ek sê dit is my X afsnitte en ek stel met ander woorde vir y gelyk aan 0. Nou die vergelyking wat ons het, is met ander woorde x kwadraat minus 9 wat gelyk is aan 0. Soos hy so geskryf is, kan ek hom sommer faktoriseer om my x afsnitte uit te werk, want ek sien ek het verskil van vierkante. So ek het 1 hakie plus, 1 hakie minus, x plus 3, x minus 3, met ander woorde, x is gelyk aan min 3, of x is gelyk aan 3. Goed, so B is met ander woorde die punt minus 3 en 0, en C is die punt 3 en 0, met ander woorde, ek kan sê BC se lengte is met ander woorde gelyk aan 6 eenhede. Die tweede een wat hulle vir my vra, Vraagie 2 sê, skryf die koördinate van D neer. Ok, so as ons kyk na die koördinate van D, die koördinate van D met ander woorde, dit is F se draaipunt. Nou fx is die grafiek, fx is gelyk aan x kwadraat minus 9, met ander woorde sy draaipunt is die punt 0 en minus 9. Nou 3 vra hulle vir my, wat is die waardeversameling van G? Die waardeversameling van G, watter grafiekie is my G-grafiek? My donkerblauwe. Nee, met ander woorde, die waardeversameling van G gaan oor my maksimumwaarde, dis al die y-waardes kleiner of gelyk aan my maksimumwaarde. Met ander woorde, ek kan daar skryf, y is kleiner of gelyk aan 18, y 'n element van reële getalle. By 4 vra hulle vir my, skryf die vergelyking van die simmetrieas van F neer. F is my ligblou grafiekie, my positiewe parabool. Sy simmetrieas is die lyn x gelyk aan 0. Bepaal die waardes van A en Q. Met ander woorde, ons moet nou my negatiewe parabool se vergelyking gaan bepaal. Goed, so kom ons kyk. As ons kyk na Gx, Gx is gelyk aan ax kwadraat plus Q. As ons nou net weer terug gaan na Gx toe, Gx is my donker grafiek, wat het ek? Ek het nou die koördinate, né? So, ons kan kyk wat vir ons gegee is. Ons weet nou al wat B en C se koördinate is. Wat het ons gesê? B is minus 3. So hierdie koördinaat is minus 3 en C se koördinaat is 3. Met ander woorde, ons kan weet Gx moet gelyk wees aan A maal x minus wortel 1 x minus wortel 2. So dit is A maal x plus 3 maal met x minus 3 en dit gee vir my A maal met x kwadraat minus 9. Ek moet nou nog die waarde van A bepaal, maar my draaipunt is die punt A 0 en 18. Met ander woorde, ek kan dit gaan instel. Onthou, dis alles nou uit julle vorige lessies uit, né?
18 is gelyk aan a maal met 0 se kwadraat minus 9. So ek kry 18 is gelyk aan minus 9a. Ek wil my a alleen hê, met ander woorde, ek gaan deel deur minus 9 wat ek regs doen, moet ek links doen. Met ander woorde, ek kan sê a is gelyk aan minus 2. En ek kan heeltemal sien dat ek mooi reg gewerk het, want dit is 'n negatiewe parabool, né? Met ander woorde, ek kan sê gx is gelyk aan minus 2x kwadraat plus 18. Uit my eie afsnit uit kan ek weet dat q gelyk is aan 18. Nou 6 vra hulle vir my, indien IJ gelyk is aan 6 eenhede, my lengte van HK moet ek dan bepaal. Lengte, onthou, is altyd positief. Kom ons kyk, waar is IJ? Goed, so kom ons kyk, as ons kyk, waar is IJ? Hierdie is my IJ. So hierdie lengte is 6 eenhede. Dit wil sê hierdie y-waarde van I is 6. So ek kan J bepaal deur hierdie koördinaat is dan mos die punt X en 6. So ek kan J, die X-waarde van J bepaal deur in my reguit lynse vergelyking my y-waarde as 6 te stel, né? So ek het nou dan daar, gaan ek kry y is gelyk aan minus 3x plus 9. My y het ek nou gesê is 6, is gelyk aan minus 3x plus 9. Ek wil my x oplos, met ander woorde, ek gaan my 9 oorvat, so ek kry 6 minus 9 is gelyk aan minus 3x, minus 3x is gelyk aan minus 3, minus 3 is gelyk aan minus 3x, met ander woorde, x is gelyk aan 1. So by J is x gelyk aan 1, met ander woorde, J is eintlik die punt 1 en 0. Nou vra hulle vir my, ek moet HK se lengte bepaal, né? So wat is HK? HK se lengte is nou hierdie hele lengte van H af na K toe. So dit is die y-waarde van Gx minus die y-waarde van Fx. Is julle reg? Ek kan skryf dat HK, dis 'n goeie manier om dit te oefen. HK gaan die lengte wees, dit is die verskil tussen die y-waarde van Gx, my boonste grafiek, minus my onderste grafiek van Fx. Goed, met ander woorde, ek gaan hê, dit is, as ek my y-waarde van Gx gaan uitwerk, my G van 1 gaan gelyk wees aan minus 2 maal 1 se kwadraat plus 18, en dit gee vir my minus 2 plus 18, wat gelyk is aan 16. En my f van 1 is gelyk aan 1 se kwadraat minus 9, en dit is 1 minus 9 is minus 8.
Met ander woorde, ek kan sê HK is 16 minus 8 en dit is 16 plus 8 en dit gee vir my 16 plus 8 is 24. 7 vra vir my, ek moet die koördinate van G bepaal. Nou, waar is die koördinate van G? Sien, ek het nou nooit G ingeskryf het. Die koördinate van G, met ander woorde, as ek hier kyk na die koördinate van G, dan kan ek sien, dit is waar fx gelyk is aan hx. Goed, so ek kan skryf, by G kan ek sê, is fx gelyk aan hx. En dan moet ek dit mos nou oplos. Onthou, dis alles uit julle vorige lessies uit, het ons al hierdie tipe van goed gedoen. So G is die snypunt van f en h. Met ander woorde, dit is waar x² minus 9 gelyk is aan minus 3x plus 9. Om die vergelyking op te los, gaan ek my 3x oorvat, minus 3x oorvat, dit gaan word plus 3x, ek het my minus 9, en ek gaan dan my plus 9 ook oorvat, en dit word dan ook minus 9 is gelyk aan 0. So ek kry x² plus 3x minus 18 is gelyk aan 0. Nou het ek 'n kwadratiese 3-term, en ek kan hom faktoriseer. Onthou, 1 hakkie plus 1 hakkie minus, oor die minus, sê vir my 1 hakkie plus 1 hakkie minus. Nou die faktore van 18 was 'n verskil vir my, plus 3 gaan gee, dit gaan wees 6 minus 3. Goed, so ek het x plus 6x minus 3. Ek kan met ander woorde sê, x plus 6 is gelyk aan 0, of x minus 3 is gelyk aan 0, so ek kry x is gelyk aan minus 6, of x is gelyk aan 3. Nou wat is die koördinaat, die x-koördinaat by G? By G gaan x duidelik gelyk wees aan min 6. Met ander woorde, ons moet nog y bepaal, so ek gaan dit instel, sommer in my reguit lynse vergelyking in, want dit gaan net die maklikste wees. So y is gelyk aan minus 3 maal minus 6, minus 3 maal minus 6 is 18 plus 9, en 18 plus 9 is 27. Met ander woorde, G is die punt minus 6 en 27. So, nou vra hulle vir ons by 8, bereken die lengte van EF. So, as ons bietjie kyk waar EF nou is, dan gaan ek nou sien, my E is hier, waar my negatiewe parabool en my reguit lyn mekaar sny, en F is nou weer op my ligblou parabool, en my positiewe parabool, my Fx, né? So, ek gaan in die eerste plek, gaan ek nou my reguit lyn en my negatiewe parabool Gx aan mekaar gelykstel om E se koördinate te bepaal. Want ek wil daai x-koördinaat hê. So ek gaan sê waar hx gelyk is aan gx.
is my hx gelyk aan my gx, of gx gelyk aan hx. Gx het ons nou gesien, gx is minus 2x² plus 18. Hx is minus 3x plus 9 is gelyk aan minus 2x² plus 18. Goed, so ek gaan my x oplos, nee? So ek gaan nou, ek vat my minus 2x² oor, dit word dan 2x² minus 3x plus 9. My 18 gaan ook oor en dit word minus 18 is gelyk aan 0. So ek het 2x² minus 3x minus 9 is gelyk aan 0. Goed, nou moet ons net gou ons faktorisering doen, sodat ons kan sien wat ons koördinate gaan wees van x. Goed, so kom ons kyk, die faktore van 2 en 9, wat se verskil op die ouend vir my by 3 gaan uitbring. 2 en 1 en 3 maal 3. So as ek nou kyk, dan sien ek 2 maal 3 is 6. En 1 maal 3 is 3. Ek moet 'n verskil hê van minus 3, met ander woorde, ek gaan kry 3 minus 6, gee vir my minus 3. Met ander woorde, die minus moet saam met die 3 gaan. So ek het my 1 hakie plus, 1 hakie minus, ek het 2x plus 3, en ek het x minus 3 in die ander hakie. Ek kan met ander woorde sê, 2x plus 3 is gelyk aan 0, of x minus 3 is gelyk aan 0. So x is gelyk aan 3, wat ons nou mooi kan sien, reg is al, want by C is een van die snypunte, nee. By C is een van die snypunte. So, ek het dan 2x is gelyk aan minus 3, met ander woorde, x is gelyk aan minus 3 op 2. Goed, so ek weet by E is my x-koördinaat minus 3 op 2. Ek kan nou met ander woorde my y-koördinaat bepaal daardeur x gelyk aan minus 3 op 2 in te stel in hx se vergelyking. So h van minus 3 op 2 gaan gelyk wees aan minus 3 maal minus 3 op 2 plus 9, en dit gee vir my 9 op 2 plus 9, wat gelyk is aan 27 op 2. Ok, so nou moet ons nog ons f se y-koördinaat bepaal. En onthou, by f is ons x-koördinaat ook nou minus 3 op 2, maar f lê op my fx grafiekie, né? So ek kan my f van minus 3 op 2 bepaal, en dit gee vir my minus 3 op 2 se kwadraat minus 9. En dit gee vir my minus 27 op 4. Met ander woorde, as ek nou EF se lengte uitwerk, gaan dit wees my boonste ene 27 op 2 minus 27 op 4, en ek kry dus dat my antwoord is 81 op 4 eenhede. Ek gaan net die in een metode ook vir julle langsaan doen. Of as ons nou kyk, ons het ons x-koördinaat nou uitgewerk en ons het EF is die lengte van HX minus FX.
En wat is hx se vergelyking? Hx is minus 3 maal x plus 9 minus fx en fx is x kwadraat minus 9. Goed, so ek het minus 3x plus 9 minus x kwadraat plus 9. X weet ek nou is by daai punt minus 3 op 2, so ek kan dit instel minus 3 op 2 se kwadraat plus 9. En dit moet vir my by dieselfde antwoord uitbring. Dit gee vir my 81 op 4 eenhede. Nou 9 vra hulle vir my, beskryf die transformasie van f na g toe. Met ander woorde, my ligbloue moet my donkerbloue word. So my x-afsnitte bly presies dieselfde. Met ander woorde, fx het gereflekteer in die x-as. In die eerste plek het hy gereflekteer in die x-as. Kom ons sê gou-gou, van fx moet hy verander na gx. Met ander woorde, fx word x kwadraat minus 9, moet verander na minus 2x kwadraat plus 18. Met ander woorde, wat ek nou sien, is x kwadraat minus 9 word vertikaal uitgerek, ook met 'n skaalfaktor van 2. Met ander woorde, hy reflekteer in die x-as en hy word vertikaal uitgerek met 'n skaalfaktor van 2. Goed, so ons kom nou by ons laaste bietjie vraag 10 van hierdie vraag. Goed, so kom ons kyk. Vraag 10 sê vir ons, waar is fx groter of gelyk aan 0? Groter of gelyk aan 0? Met ander woorde, ons kan hierso sien waar is hy gelyk aan 0. Dit kan ons sien hy is gelyk aan 0 by minus 3 en 3. Groter as 0 beteken dit is alles daar en daar na toe. Met ander woorde, dis vir al my x'e die kante toe. Met ander woorde, ek kan daar skryf x is kleiner of gelyk aan minus 3 of x is groter of gelyk aan 3. Onthou, oor hy is gelyk aan teken by het, waar fx groter of gelyk is aan 0, oor hy is gelyk aan teken by het, moet die is gelyk aan by die antwoord ingesluit word. B vra vir my, waar is gx groter as 0? So kom ons kyk na gx. Gx is my bloue, groter as 0, is nou weer tussen B en C, met ander woorde, minus 3 is kleiner as x, is kleiner as 3. Onthou om julle x element van reële getalle by te sit. Waar is hx? Wat vra ons nou weer by C? By C vra ons, waar is hx groter of gelyk aan fx? Hx groter of gelyk aan fx, né? So, ons weet waar is ons G en ons C-punt, né? Dit gaan nou weer by G en by C wees, is waar die verskille kom. Hx is groter as
fx groter of gelyk aan fx tussen daai twee, né? Want oral tussen die twee is dit so g se koördinaat, wat het ons gesê is ons g koördinaat? G is die punt min 6. Met ander woorde, x moet groter of gelyk wees aan min 6 en kleiner of gelyk wees aan 3. X 'n element van reële getalle. D vra vir my waar is hx kleiner of gelyk aan hx net kleiner as gx. Hulle vra vir my waar is hx kleiner as gx. Met ander woorde, watter een is hx en hierdie enetjie is gx. Met ander woorde, as ons nou kyk na dit, gaan ek sien waar is hx kleiner as gx. Hierso is hulle gelyk. Kleiner as beteken tussen hulle twee, so dis tussen E en C. Wat was E se koördinaat nou weer? E is die punt minus 3 op 2, né? So E is die punt minus 3 op 2, so hierdie antwoord gaan wees tussen minus 3 op 2 en 3. X 'n element van reële getalle. OK, hier vra hulle vir my waar is fx maal met hx kleiner as 0. So die vraag vra nou waar is fx maal met hx kleiner as 0. Met ander woorde, dit beteken as fx positief is, met ander woorde die y-waardes van die f-grafiek positief is, moet die y-waardes van die h-grafiek negatief wees, want 'n plus maal 'n min is 'n minus. Maar as die y-waardes van die f-grafiek negatief is, moet die y-waardes van die h-grafiek positief wees, want 'n minus maal 'n plus is 'n minus. So kom ons kyk waar gebeur die veranderinge. Nou die veranderinge van fx gebeur hierso by minus 3, gebeur verander hy van positief na negatief, en by 3 verander hy ook van positief na negatief. So, kom ons kyk gou-gou, wat sien ons met ander woorde? Ons sien orals aan die kant is fx positief tot by daai punt. Dan word my fx negatief. Die oomblik as hy hier verbygaan word fx negatief. As hy weer by die 3 verbygaan word fx weer positief. Maar kom ons kyk nou waar gebeur h se verandering. Nou h se verandering gebeur ook hier by 3, né? As ek nou kyk hierso by 3 gebeur h se verandering ook. Goed. So aan die kant van aan die kant van 3 was my h positief, né? So oral hierso is h positief, 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 positief. Die oomblik as hy nou daar verby gaan, dan verander my h nou na negatief, né? So hier is h negatief. Goed, so kom ons kyk wat gebeur. As ek nou hierso gaan kyk, links van die minus 3, kry ek 'n plus maal 'n plus wat 'n plus is. Tussen minus 3 en 3 kry ek 'n plus maal 'n minus wat 'n minus is. Van 3 af groter, kry ek ook 'n plus maal 'n minus wat 'n minus is.
So ek kan hom nou op 2 maniere skryf. Ek kan met ander woorde sê, x moet groter wees as minus 3 en kleiner wees as 3. Of x moet groter wees as 3, x 'n element van reële getalle. Die ander manier wat ek hom ook kan skryf, is ek kan net sê, x is groter as minus 3, maar x mag nie gelyk wees aan 3 nie, x is 'n element van reële getalle. Goed, nou die laaste enetjie. By f vra hulle vir my, waar is fx gedeel deur hx gelyk aan 1? Goed, so kom ons kyk gou-gou. In die eerste plek kan ons sê, hx mag nie gelyk wees aan 0 nie, want die oomblik as hx gelyk is aan 0, dan beteken dit hy gaan ongedefinieerd wees. Met ander woorde, ons hx mag net nie 0 wees nie. Maar ek kan nou gaan kyk, waar gaan fx gelyk wees aan hx, want waar fx gelyk is aan hx, gaan dit mos wees, as fx deel deur hx, is dit 1. So ons het gesien, fx is gelyk aan hx, by x gelyk aan minus 6, of by x gelyk aan 3. Maar onthou nou, hx mag nie 0 wees nie, en by x gelyk aan 3, is hx gelyk aan 0. Met ander woorde, hierdie x gelyk aan 3 antwoord is nie van toepassing nie, hy is nie deel van die oplossing nie. Met ander woorde, x gelyk aan min 6 is ons antwoord daar. Nou ja, hierdie was nou sommer 'n propvol les, met baie inligting. Ek hoop julle het alles mooi getrou deurgewerk, en julle kan hierdie lesie nou inoefen, want dit is die tipiese eksamenvrae wat julle gaan kry, deur julle huiswerk mooi te voltooi. Goed, in werk onthou, jy moet elke som saam met my deurwerk, jy kan nie net kyk nie, jy moet doen ook. Geniet dit.